Broers en susters, mag die Here ook vanoggend met ons wees in die week wat voorlê. Mag ons ook getuig van die wonderlike werk van die Heilige Gees in ons eie lewe en ook in die lewe van die geloofsfamilie. Broers en susters, wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle dit vanoggend te groet in die naam van die lewende God. Ontvang vanoggend sy genade en sy liefde en sy omgee. En dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus, wat ons die laaste week wat hy geleef het op aarde herdenk hierdie week. En God die Heilige Gees. Ons sê almal saam, Amen. Kom ons bid net saam. Ag liewe Here, baie dankie dat ons vandag kan dink aan die laaste dag wat u op die laaste Sondag wat u 2000 jaar terug hier op aarde was, o Here Jesus, wat u bereid was om die offerdood tot verlossing van ons, tot vrede van ons, tot redding van ons te stap. Dat u dit ook soos Johannes 10 sê, dat u dit self gekies het, toe die Vader u dit gevra het. En as ek dit bid, Here, dan wil ek ook vra dat ons ook vanoggend sal verstaan hoe diep daardie betekenis ook is en behoort te wees in ons lewens. En dat die offerdood, Here, nie net vir ons sal bly maak om te weet dat ons hemel toe gaan nie, maar dat hierdie offerdood van Paasfees ook ons hele lewe sal verander. Vader, baie dankie dat ons weet dat u die groot skepper God is, die almagtige. Dat u in beheer is van alles in die hemel en op die aarde. En dat ons aan die voete kan sit en dat ons na u kan kyk en dat ons vir u kan vra, o Vader, dat u ook vanoggend deur die werking van die Heilige Gees wat saam met u aanbid en verheerlik moet word, met ons sal praat. O Heilige Gees, dat u deur die woord sal praat en dat u ons sal aanraak, elkeen van ons op ons eie manier, soos ons dit nodig het, om in die wêreld in die rigting te dink en te sien en te deel, soos u dit doen en nie soos ons dit doen nie. Verander ons, laat ons oordink en nie dink, onder werking van die Gees, deur die woord, soos u dit wil hê, elkeen van ons anders, volgens u wil. En Here, die woorde wat ek getik het, die gedagtes wat u gegee het, u weet wat ons nodig het vanoggend, laat die wat moet gaan, laat dit gaan, Here, en die wat moet kom, laat dit kom, sodat u naam verheerlik sal word, en dat u groot gemaak sal word. As ek nou bid vir die oopmaak van die woord, dan wil ek nou ook bid vir die passiespel wat kom, wat ook bediening is van u woord, in hierdie geval, Here, deur woord en deur visie, deur sien, en dat ons ook op 'n besondere manier die wêreld daardeur sal verander. Baie dankie, Vader, vir al u goedheid en al u liefde en al u genade. Ons bid hierdie dinge tot u, o Vader, in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons voorloper, die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het, ons redder, ons God. God se kinders sê almal saam, Amen. Broers en susters, toe Johan net nou die afkondiging maak, en nou toe ek bid, toe kom weer die gedagte by my op, en nou moet ek dit sê. Wie van julle werkers is sioniste? Steek op die hande. Wie se werkers is sioniste? Dra die dingetjie. Wil julle 'n bietjie uitvind, want ek dink daar's meer, want daar's baie sioniste.
Sioniste is 'n sinkretisme tussen die Christendom en die voorvaders, en ek dink, miskien moet ons ook ons werkers na die passiespel toe bring, sodat hulle ook dit visueel kan sien. Dit wat die Here gedoen het. Ek wil dit graag sê, want dit is verkondiging, en laat ons bure nooi, mense wat ons ken. Dit is regtig verkondiging van die evangelie. Op die televisie sien ek nou bemarking van allerlei goed, wat die godheid van Christus bevraagteken hier in Paastyd. So kom ons doen iets wat ons weet suiwer evangelie is, hier in Paastyd. Spreuke 27 vers 17, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En dan die teks, Johannes 15 vers 13. Ons lees eintlik vers 12 saam. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. As ek 'n teksvers wil uithaal, dan haal ek vers 13 uit. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Die boodskap vertaal hierdie teks soos volg, is 'n baie mooi vertaling. Julle is my vriende, julle almal wat leef soos ek van julle verwag. Ons verhouding is nie soos die een tussen 'n werker en sy baas nie. Die werker ken mos gewoonlik die baas nie persoonlik so goed, dat hy alles weet wat die baas dink of beplan nie. Nee, ons verhouding is baie anders. Ons is soos vriende onder mekaar. Vriende steek niks vir mekaar weg nie. Daarom het ek alles wat ek van die Vader gehoor het, net so vir julle vertel. Dit is belangrik om te weet hoe ek oor ons verhouding voel. En dan die teks, vir die wat nie julle Bybels gebring het nie, yster slyp yster, vriende vorm mekaar, en julle sal verstaan na aanleiding van die verhaal. En onthou, al die verhale wat ek vertel het direk te doen met die preek en die bediening van die woord, en dan ook die preek self. Die jong man stap die Gezellie in. Dit is vanaand, is dit 'n inter met een van die meisies kos. Hy kom nie eintlik na die inters toe nie, want hy stel nie eintlik belang daarin nie. Maar om een of ander rede gaan hy vanaand en kyk 'n bietjie wat daar aangaan. Hy is bly die ligte is gedim, want hy hou nie eintlik dat die ander seuns sien dat hy daar's nie. Oupa het nou die dag vir hom gevra, het jy al 'n meisie? Nee, oupa, het hy geantwoord. Oupa het gevra, gaan jy op die rak sit? Ouma het vir hom gesê, jy's heeltemal laf. Oupa het vir hom gesê, boetie, jy moet weet, liefde kom soos 'n groot maagpyn. Hy kom as jy dit nie verwag nie. Ouma het gesê, moenie laf wees nie, ou man. Los die kind nou uit. Verleë praat hy met oupa verder. Oupa staan vies op en stap die tuin in, skud net sy kop oor die seun, kleinseun van hom, wat nog nie 'n meisie het nie. In die Gezellie kyk hy na die meisies. Hy kan nie verstaan hoekom hy vanaand na die inter toe gekom het met die meisies nie. Iewers sien hy daar aan die oorkant 'n mooi meisie. Sy vang sy oog en hy stap na haar toe. Wanneer hulle by mekaar kom, vang hulle oë mekaar en hy kan voel daar's so 'n warm gevoel wat oor sy hele liggaam kom, en dan verleë dat sak sy haar oë. Sy's vir hom mooi. Donker hare, mooi aangetrek, mooi glimlag. Hy vra vir haar, kan ek met jou dans? Ja, sê sy. Hy dink by homself, ek moet net een keer dans, want môre skryf ek chemie. En dan begin hy dans. Hy dink, die hele aand dans hy met haar. Hy dink, wel, pa moet dit nou maar verstaan, my chemie toetse gaan môre nie so goed wees nie. Die punte kan maar bietjie swakker wees. Hy nooi haar uit vir die kerk
Sondag aand. Dis die goedkoopste date wat 'n student kan hê, is om 'n meisie kerk toe te vat. Want pa gee nie baie sakgeld nie. Pa sê, die oes van die beeste wat hy verkoop het, was nie so goed gewees nie. Hulle gesels met mekaar. Dis lekker om haar uit te vat. Na kerk gaan hulle koffie drink by die restaurant. Hulle praat met mekaar. Hulle verskil eintlik baie van mekaar, kom hy agter, maar sy's 'n gelowige. Hy kom van die platteland af. Sy hele skool was so groot as haar hele matriekklas. Hy kom daar van die Noord-Kaap af en sy kom van Durban af. Sy kan Engels praat, hy kan nie eers 'n sekerheid vir Engels nie, want oupa sê, man, die Engels moet jy los, die Engelse het ons plase afgebrand. My ma en pa se plaas was afgebrand en die beeste en die skape was doodgemaak. Los Engels, maar sy kan Engels praat. Sy's baie meer wêreldwys as hy. Hy ken net die dorpie waar hy groot geword het. Hy het net sy matriekklasie geken. Hy het net die wêreld geken waar binne hy groot geword het. Sy pa se vriende was maar die mense wat kerk toe gegaan het en die boere aan daai kant van die dorp. Maar sy ken baie mense. Soos hulle met mekaar praat, het hulle net oë vir mekaar. Die son skyn. Die blomme blom self in die winter in die Vrystaat. En selfs in die winter sien hy dat die gras wat veronderstel was om wit gedou te wees, is groen. Dis vir hom lekker om by haar te wees. En hy kom agter, is vir haar lekker om by hom te wees. Hulle het net oë vir mekaar. En dan begin hulle verskil. Hy kom agter, hulle dink nie oor alles dieselfde nie. Uister slyp uister, het oupa gesê op 'n stadium. En soos hulle van mekaar verskil, vorm hulle dieselfde kernwaardes. Hulle begin oor dieselfde dinge, presies dieselfde dink. Hulle dink nie meer net na binne nie, hulle dink nou na mekaar dieselfde. En soos die verhouding groei, kom hy agter, hulle kyk na die wêreld ook dieselfde. Hulle dink dieselfde. Ons is al 20 jaar getroud. En wanneer ek hier by die robot stop, druk ek my kar se vensterknoppie om dit te unlock. My vrou sê altyd, die Heilige Gees lei haar om vir die arme mense hier by die robot, die boemelaars geld te gee. Sy sê, die Here het haar die gawe van onderskeiding gegee en die gawe van barmhartigheid. Ek moet haar los, dat sy vir die arme mense kan geld gee. Daarom druk ek hierdie knoppie om die vensters te ontsluit, sodat sy self soos die Gees haar lei kan besluit of sy vir hierdie mense op die straathoeke geld wil gee. Ek kan nie vir haar besluit nie, maar ek weet sy gee om vir arme mense. Wanneer ons naby kom, druk sy die knoppie in haar venster se knoppie en dit gaan oop en sy sê vir my, dankie, ek waardeer dit. Want nou weet sy, ek dink oor die wêreld soos sy dink, sodat sy vir die arme mense kan geld gee. Wanneer sy vir die vrou by die hoek van die straat geld gee, sê sy vir my, as ons by die huis is, moet jy daai stadsraad lid bel, dat hy daai gat daar op die sirkel, wat nie al 'n maand nie reg is nie, gaan regmaak. Ek weet dit pla jou. Ek is baie bly sy sê dit, want dit beteken sy kyk na die wêreld ook soos ek na die wêreld kyk. Sy verstaan ook die dinge wat my pla. Ek dink, en ek verstaan, soos ons gegroei het, het ons aanvanklik net van mekaar geleef. Elkeen vir homself, en toe het ons mekaar gevorm, mekaar geslyp, en nou dink ons oor die wêreld, en ons sien die wêreld dieselfde. Broers en susters, dit is wat met 'n verhouding met die Here gebeur. Aanvanklik leef ons as mense net vir onsself.
Maar soos ons die Here Jesus leer ken, begin ons later, as ons hom ontmoet, het ons net oë vir hom. En julle moet mooi luister, mense wat onlangs tot bekering gekom het is verskriklik opgewonde oor Christus. Maar dis waar dit bly. Maar soos die verhouding met Christus groei, so begin die uitwaartse kyk na die wêreld kom. En so begin mense na die wêreld kyk, soos God na die wêreld kyk. So begin mense oor die wêreld dink, soos God oor die wêreld dink. En so begin mense oor die wêreld voel, soos God oor die wêreld voel. Dis belangrik om te droom oor die wêreld, soos God oor die wêreld gedroom het. En as jy nou vir my vra, hoe het God oor die wêreld gedroom, is dit eintlik maklik om te sê, maar gaan kyk wat het Jesus gedoen. Julle sal onthou, ek het 2 Sondae terug gesê, as ons wil weet wat het Jesus gedoen, gaan lees die 4 evangelies. In die 4 evangelies het Jesus gesê, die koninkryk van God het naby gekom. In die 4 evangelies het Jesus gesê, die droom van God vir die wêreld is die koninkryk van God. Matteus sê, die koninkryk van die hemel. Lukas sê, die koninkryk van God. En die boodskap vertaal dit met God se nuwe wêreld. Daar het ek Matteus wat sê, die koninkryk van die hemel, die boodskap, julle sal nog hoor, wat julle nog nooit gehoor het nie. God se nuwe wêreld, iets daarvan. En dan Lukas wat sê die koninkryk van God. Waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? En God se nuwe wêreld kan vergelyk word met iets. Dis natuurlik 'n moeilike begrip om te sê, hoe is God se nuwe wêreld? Hoe is die koninkryk van God? As God droom oor die koninkryk van God, as God droom oor 'n nuwe wêreld, hoe's dit? As ons kyk na die 4 evangelies, dan lyk dit vir my, daar waar God se wil gedoen word, daar waar God regeer deur jou en deur my, daar waar gebeur wat moet gebeur volgens die Bybel, deur jou en deur my, daar waar Jesus beweeg het, oral waar Jesus beweeg het, daar het God se koninkryk gekom, en vandag behoort Jesus te beweeg deur jou en deur my. So God se koninkryk behoort te kom deur jou en deur my. En ons kan dit laat kom, broer en suster, want as ons vra hoe dit gebeur, dan kyk ons na wat Jesus gesê het. Dit is 'n eenvoudige goed. Want oral in alles wat Jesus gesê het, het hy mense belangrik gemaak. Deur dit wat jy sê, moet jy mense belangrik maak. Deur dit wat Jesus gedoen het, het hy mense kosbaar en spesiaal laat voel. Deur dit wat ek en jy doen, moet ons mense kosbaar en spesiaal laat voel. En dan Paastyd, né? Die belangrikste, die offer van Christus. Dis die kern van die koninkryk. Deur sy selfvernedering het hy verlossing gebring, redding gebring, sodat ek en jy hemel toe kan gaan. Maar broer en suster, hierdie redding en hierdie verlossing, as ons dink die betekenis van nagmaal wat vrede gebring het, wat vertel van die vrede wat God tussen ons en hom gebring het, dan beteken tog die redding van Christus, die kruisdood, die Paastyd beteken tog dat ons dit ook moet uitleef na ander, nie net om te evangeliseer nie, nie net om sending te doen nie, maar om prakties deur ons lewe en ons verhouding met ander mense ook vrede te bring. En dan moet jy vir God vra, waar is die seer, waar is die gebrokenheid, waar is die plekke waar nagmerries in hierdie wêreld is, waar Jesus wil heel maak. Ons moet dink oor ons naaste bure, soos God daaroor dink. En nou praat ek nie van die samevatting van die wet,
jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Dis mos nou vir ons lekker om dit te sê en dit bly daar ver. Ek praat nou tasbaar van mense. Een van die wonderlike dinge van Christus is Christus was nie 'n vyandmaker nie. Christus het mense bevriend. Christus het God se deernis en aanvaarding en vergifnis na mense toe gebring, al het hulle hom teleurgestel. Sy uitgangspunt was nooit om mense te verwerp en vyandskap tussen hom en mense te bring nie. Selfs toe Judas hom verloon het, en selfs toe Judas saam met die soldate na hom daar by Getsemane gebring het, en die soldate en hom oorgegee het aan die soldate sodat hulle hom kon doodmaak, wat het Jesus gesê? Hy het gesê, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Hy het hom nie vyand genoem nie. Selfs daar waar jou vyand jou seermaak, is die voorbeeld van Christus om teenoorgestelde vriendskap, genade uit te dra. En ons as Christus gelowiges, ons moet dit belyn in ons lewe met Christus se lewe. Ons visie kom na my toe almal is presies dit wat die wil van God is, die hart van God is met alle mense. Dit is vriendskap met God, liefde vir God. Dis vriendskap met mekaar, dis ook die gemeente se strategie. Dit is vriendskap, liefde vir alle ander mense. Broers en susters, sien julle, daar's niemand uitgesluit nie. Ons kan nie sê, daai mense pas nie in my manier van dink nie. En die manier hoe jy daarmee begin is om te begin oefen, daar waar jy met mense te doen het, jou man, jou vrou, jou gesin, jou familie, jou naaste buurman oor die straat, die vrou of die man daar by die toonbank, daar by die petrolstasie. Dis waar jy begin, om vriendskap, Christelike liefde uit te dra na ander mense, sodat hulle die liefde van God sal raak sien. Ons moet na ons gebroke wêreld kyk, broer en suster, soos God doen. Natuurlik is ons nie orals nie. Natuurlik kan ons nie almal bevriend nie. Natuurlik kan ons nie almal se finansiële nood verlig nie. Ons kan nie almal wat siek is besoek en almal wat sterwend is, sterwensbegeleiding gee nie. Ons kan nie almal wat ongeletterd is help om geletterd te word. Ons kan nie, want ons is nie orals nie. Dis fisies net nie moontlik om dit te doen nie, maar wat kan ons doen? Jy en ek en ons as 'n geloofsfamilie moet bid, Vader, watter spesifieke nagmerries in hierdie wêreld is my naam opgeskryf? Watter nagmerries is my naam opgeskryf om lig te maak? Watter taak het U my voor geroep om in hierdie wêreld wat 'n gebroke wêreld is, te verander, om dit te verbeter, om die wêreld gelukkig te maak, om mense gelukkig te maak, om mense wat stikkend is, heel te maak. Jy as persoon, broer en suster, jy het 'n persoonlike roeping, jy het 'n persoonlike taak, elkeen van ons afsonderlik, as Christus gelowig is, om die nagmerrie, iewers in jou lewe, het jy te doen met nagmerries in hierdie wêreld, om dit heel te maak, om dit reg te maak. En ek kan nie jou nagmerrie vir jou heel maak nie. Jy met jou eie nagmerrie waarmee die Here jou in kontak bring elke dag. In hierdie gebroke wêreld, dit moet jy regmaak.
Maar die geloofsfamilie, ons as 'n geloofsfamilie, ons het 'n gesamentlike taak om ook die nagmerries waarmee ons as 'n geloofsfamilie te doen het, beter te maak. En in 2016 het die Here vir ons baie duidelik gewys dat ons moet te doen hê, ons moet fokus in ons veral in ons sendingwerk op die nagmerries wat nader aan ons is. Die Here het vir ons toe 'n teks gegee en dit is Hosea 10 vers 12 wat hy gesê het, ploeg 'n nuwe land. Saai volgens my wil en julle sal my weldade pluk. Toe het hy vir ons hierdie teks gegee. En dit is dalk vir jou as persoon ook belangrik. Dit is, maak jou oë oop, dat jy kan sien. Here, maak tog hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Nee, wat toe gebeur het, is die profeet in Jerusalem is omring deur vyande, en toe is die profeet se slaaf bang, en toe bid die profeet, sê, Here, maak hierdie man van my, hierdie slaaf se oë oop, dat hy kan sien, en toe sien hy die magdom van die Here rondom hulle. En toe vat die Here hierdie vyand na Samaria toe. En toe wil die koning van Samaria hierdie ouens doodmaak, maar toe bid die profeet eers dat die Here die ouens, hierdie vyand, sy oë oopmaak, dat hulle kan sien hulle is in Samaria. Maar toe die koning van Samaria hulle wil doodmaak, toe sê die profeet, moet hulle nie doodmaak nie. Laat hulle eet en drink. En toe hulle klaar geëet en gedrink het, toe gaan hulle weg. En daar staan die bendes het nooit weer teruggekom nie. Die Here deur hierdie gedeelte vir die geloofsfamilie, dalk vir jou as persoon vanoggend, sê, maak ons oë oop, dat ons kan sien die sendingwerk het nader gekom. Kyk op nuwe manier dat sendingwerk is om mense fisies te help. En daarom wil ons in 'n geloofsfamilie 'n gemeenskap van hoop wees. Ons wil vir mense hoop gee, soos jy as 'n individu hoop moet gee. En ons kan as 'n geloofsfamilie, as 'n familie en as individue dit ook doen. Kom ek verduidelik dit. Ek het nou vanoggend gesien, ek het nou my preek, die verhaal so voorberei, maar daar was 'n gat, onthou julle daai gat daar by daai sirkel. Ek sien hy het nou teer, maar jy sien hy het nog soveel wat hy kort. Broer en suster, dit was die geleentheid vir ons as geloofsfamilie, om as 'n geloofsfamilie en as individue, eintlik op 'n anderste manier gesamentlik tasbaar vir die wêreld hier te wys. Ons maak 'n verskil. Nie deur sendingwerk nie, maar deur fisiese goed. Iemand ken dalk iemand wat teer het. Iemand hier ken dalk iemand wat grys het, en ons voeter dit daar in, ons gooi die teer daarin. Iemand ken dalk iemand wat 'n stamper het. En u wat oud is en wat dink u het nie meer bestaansreg nie, u bring vir ons koffie. U bring vir ons koeldrank of u sit die stoele daar neer en ons laat die kerkkantoor vir ons 'n embleem maak, laat die wêreld kan weet die lig skyn ook hier. Open hulle oë, Here, dat hulle kan sien. Dat ons na die wêreld kyk soos God na die wêreld kyk. Want daai gat is 'n stuk gebrokenheid in ons gemeenskap. Hy is nog steeds nie reg nie. As daar iemand is van julle wat teer het, laat weet my, dan reël ons dat ons dit regmaak as die stadsraad te sleg is om dit te doen. Ons kan dit doen. Want ons is beter as die wêreld. Ons is. Want hulle wat by ons is, en hy, die drie-enige God wat by ons is sterker as die wêreld. So ons moet anders begin dink. Ons moet na die wêreld kyk, soos God na die wêreld kyk. Vanoggend, broer en suster, nooi die Here Jesus, ons vriend met 'n hoofletter V, wat ons Here en ons Verlosser is, wat hierdie week toe hy op aarde was, sy laaste week gehad het, voor hy gekruisig is.
van wie ons die naweek wat kom Paasfees herdenk. Hy nooi jou en hy nooi my om na die wêreld te kyk op dieselfde manier, in dieselfde rigting as wat hy dit doen. En dan eers as jy dit doen, dan word jy bewus van die hulproep van die wêreld, van die mense van die wêreld. En dan sien jy dit deur die oë van God. En dan raak jy eers betrokke. Eers dan. Maar as jy dit nog nie gedoen het nie, as jy nog 'n leunstoel Christen, wat wag het iemand anders te doen? Kyk na die wêreld deur die oë van God. En ons as 'n geloofsfamilie, en jy as 'n individu, ons maak 'n verskil. Vader, ons het nie baie om te sê vanoggend nie. Soos ons verlede week gehoor het, hoef ons nie groot woorde en lang sinne te gebruik nie. Ons wil maar net vir u vra, dat u ons oë sal oopmaak vir die nagmerries waarby elkeen van ons afsonderlik betrokke moet raak. Die nagmerrie van hierdie wêreld, waarby ons as 'n geloofsfamilie reeds by betrokke is, dat u ons sal help om dit klaar te maak. Dat u ons oë sal oopmaak, dat ons kan sien hoe om hoop te bring en hoe om hoopdraers te wees. En daarom bid ek vanoggend vir elke broer en suster vanoggend. Begin by my kollega vir broer Johan. Baie dankie vir al sy inset in ons geloofsfamilie. As ek vir hom bid, dan bid ek vanoggend ook in besonder vir ons week wat ek nou gebid het vir die passiespel. Dat u op 'n besonderse manier ook u naam sal verheerlik en die evangelie sal uitdra. Vanoggend bid ek vir almal wat siek is, en dat u hulle sal aanraak en hulle sal genees. Almal wat eensaam en alleen is en almal wat hartseer is, dat u die trane sal afdroog. Maar ook, Here, kom ons en ons sê dankie. En ons is opgewonde oor hulle wat bly en vriendelik is. Hulle wat hoop het vir die lewe. En ons is ook opgewonde omdat u ons gaan gebruik om 'n verskil te maak. Ons is opgewonde, o Heilige Gees, omdat u wel ons oë gaan oopmaak. En omdat u wel ons gaan gebruik om die nagmerries weg te vat. En nou bid ons vir hierdie land van ons. Ons bid vir vrede. Ons bid vir harmonie. Ons bid dat daar tussen mense in hierdie land goeie verhoudinge sal wees. Ons bid vir politieke stabiliteit, maar veral, Here, vir die uitdra van u evangelie na die wêreld toe. En so bid ons ook vir die wêreld in geheel. Vanoggend wil ek bid vir die beskerming van die natuur. Ek wil ook bid dat daar waar daar oorloë is, u dit sal stop. Waar mense in konflik met mekaar is, dat dit 'n einde sal kry. Baie dankie, Vader, vir al die goedheid en al die liefde en al die genade. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. En God se kinders sê almal saam, amen.
Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef in die vrede van die Here. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. En die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou vrede gee. Die Here sal jou oë oopmaak dat jy die wêreld kan sien soos Christus dit sien. In die naam van die Vader, die Seun en God, die Heilige Gees. Van nou af en vir altyd. En ons sê almal saam, Amen.